Ons is besig om te praat oor die samestelling van 'n mens, gees, siel en liggaam, en hoe God wil hê dat al drie dele van die mens, dat daar redding vir al drie dele sal kom. Nou, dis interessant, as jy nou jou lewenspad of jou pad met die Here begin, as jy wedergebore word, dan is dit 'n eenmalige gebeurtenis in jou gees. Jou gees word nuut gemaak, hy word aangeskakel, want hy's dood voor dit. En dis wedergeboorte, en dan aan die einde, jou liggaam sal sy verlossing kry, sy salvation. Redding sal vir hom kom deur 'n vinnige gebeurte in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein. 1 Korintiërs 15. Dan sal hierdie sterflikheid met onsterflikheid oorkleed word, vervang word. En hierdie verganklike met onverganklikheid bekleed word. Dis in 'n oomblik, die redding van die gees en die redding van die siel is oombliklike goed, né? Maar die redding van die liggaam, sal ek nou maar sê. Want die Bybel noem dit salvation. Onthou jy, ons het gekyk na die woord sozo. Redding, dis 'n allesomvattende woord. Dis vir elke deel van 'n mens. Daar kom redding vir jou gees, daar kom redding vir jou siel en daar kom redding vir jou liggaam. Halleluja. Die gospel is die gospel vir die hele mens, die totale mens, en daarom sê Paulus vir die Tessalonisense in 1 Tessalonisense 5:18, hy sê, ek hoop dat julle gees, siel en liggaam, né? Of hoe sê Anton, gees, siel en waarheid. Gees, siel en liggaam bewaar word by die wederkoms van Jesus Christus. So dis baie belangrik, die salvation, die redding van God, saligheid is vir elke deel van ons bestaan. Maar die probleem oukie is hierdie lang stuk tussenin. Tussen die dag wat jy die Here Jesus ontmoet het en die dag wat hy weer kom. In daai stuk gaan jou salvation, werk jy aan die redding van jou siel. Werk ons aan die redding van ons siel. Dis hy wat moet, en hy word nie wedergebore nie, hy word verander. Want hy is die setel van onder andere ons denke. Nou moet ons leer anders dink, ons is in die koninkryk, né? So wat ons vanmôre gesê het van die koninkryk, nou is ons in die koninkryk van God, ons moet 'n ander denke kry. Ons moet 'n ander behavior kry, ons moet 'n ander taal kry, wil ek amper sê. Ons moet en nou ongelukkig is baie ouens, sê hulle is in die koninkryk, maar hulle lewe is nog die lewe van buite die koninkryk. Wedergeboorte moet jou hele lewe inspoel, anders is daar ergens fout. Maar baie mense sê hulle is wedergebore, hulle het Jesus ontmoet, maar hulle leef nog die ou lewe. En leef soos voorheen. So dis baie belangrik dat jy hierdie dinge in jou siel, en ons het nou al heelwat geleer oor die siel, en ons het gesien, dis baie keer die ouetjie waar die probleme lê, waar jy weet, waar ons moet, wat baie keer 'n moeilikheid maak en so aan, want die siel het sy eie lewe. Hy wil comfortable wees, hy wil homself wegsteek, verberg soos hy wil, wanneer hy wil nie uitgehaal word nie, uitgewys word nie, en daarom sal hy baie keer, as jy nie, 'n kind van die Here selfs, as jy nie hierdie dinge reg maak nie, met die woord van God, die ingeplante woord, weer eens, wat jy moet inplant, wat in staat is om jou siel te red. As jy nie dit doen nie, dan gaan jou siel, jou lewe roel. En 'n kind van die Here, wie se siel in beheer is, jou Christenskap is eintlik waardeloos. Want jy kan nie groei nie, jy kan nie vorder nie, jy kan nie vrug dra nie. Gaan lees maar die gelykenis van die saaier. So dis bitter belangrik dat jy hierdie areas in orde kry. Nou ek wil vanmôre met u praat oor, en ek is baie ernstig vandag. Ek gaan dit prakties hou, maar ek wil graag met ons praat oor die moods van die siel. En moods is miskien 'n verkeerde woord. Eienskappe of goed, ek weet nie wat om dit te noem nie, maar ek nou die woord sommer moods gebruik van die siel. En ek het 4 goed voorberei, en toe het ek een gelos wat ek op 'n ander keer sal oor wil praat.
goed wat jy moet oppas, wat ons moet, ons siele teen, ons moet hierdie ding regkry van die merismos. Julle ken nou die woord merismos, né? Die skeiding, Hebreërs 4 vers 12, tussen siel en gees. God wil jou wys, wat is siel, wat is gees, en ek het laasweek gesê, God wil nie hê, jy moet jou lewe lank die stryd in jou hê, van a house divided against itself nie, maar God wil hê, soos wat hy vir Abraham gewys het, met die stukke op die vuur, kom hy en hy bring skeiding, sodat jy die orde kan regkry. Nou, deur die woord van die Here, weer eens, God se werktuig is sy woord. Goed, Hebreërs 4 vers 12 wil ek gou vir ons lees, ek is nou by slide 60, hoor. As julle kan, ek weet daai is al heel aan die begin, maar hy is by slide 60 ook. Ek dink jy moet hom daar kry, Amelia, dan werk ons van daar af. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die merismos, die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Dis alles goed wat ons nog in diepte oor gaan praat, maar hy bring skeiding, hy wil jou wys. En nou wil ek vir u vandag sekere aspekte verder van die siel uitlig, wat ek en jy sal moet leer om te hanteer. En ek wil nou iets sê, ek het amper hier so, ek gaan nou so 1 of 2 of 3 gevalle studies hanteer, mense in die Bybel. Maar dit het my tot 'n skok by my gekom, gisterand, toe ek deur hierdie goed werk, dat die persone na wie ons gaan kyk, dat die meeste van hulle, as gevolg van die gedrag wat hulle getoon het hulle dienskontrak klaar gemaak. Het God hulle dienskontrak klaar gemaak. Baie amazing, maar as ek nou daarna kyk. Ok, hierdie is alles goed waarmee die siel poog om homself te verskans, sodat hy nie uitgelig word, gemerismos word nie, né? Ons siel behels ons emosies, ons wil en denke. En hierdie goed het baie te doen, en die siel het baie te doen met ons ingesteldheid, ons gesindheid, ons persoonlikheid, attitude, jy weet al daai goed. En die lewe wat ons op hierdie aarde leef teenoor mense en so aan, leef jy met jou siel. Jy verstaan wat ek bedoel, né? Dit vorm jou persoonlikheid. Alhoewel ons mekaar ken na looks in die meeste gevalle, leef ons die lewe met die siel en dit vorm die goed soos wat mense van jou sê, jy weet, daai is so ou of hy so ou of so ou, het hulle baie keer gevorm as gevolg van die kontak met ons siele. Ons het ook gesien dat die siel werklik onder beheer geplaas moet word, anders kan hy met ons weghardloop. Ok, Christus en sy woord bring skeiding tussen siel en gees, nie vir die doel van skeiding om jou 'n skizofreen te maak nie, maar vir die doel van clarification, wat is die woord wat ek soek? Duidelikheid en genesing. Dis God se hart. God wil hê ons moet gesond wees. Amen. Nee, ek soek 'n beter een. God wil hê ons moet gesond wees, gees, siel en liggaam. Totaal. God wil hê ons moet in totaliteit ordentlike mense wees. En dit is verkeerde gebruik van die woord ordentlik, maar wel aangepaste mense. Né? Ok, nie met komplekse en duplekse en simplekse en koeverte en al hierdie tipe goed nie. Ok, nou die eerste ding wat ek met u wil praat is oor dis 'n vorm van offense. En die naam van die ding is om te sulk. Ken jy dit? Hallo, dit gaan interessant raak. Halleluja. Om te sulk. Nou, kyk gou hierdie slide, ek het dit nou op die internet gekry. Betekenis gaan soek. In Afrikaans, sulk can be translated as mok. Ek het dit nooit geweet nie. Julle het geweet? Hy mok vandag, hy sulk, hy pity party.
Hy kry homself jammer. Which generally means to sulk, pout or brood. The Afrikaans word mok carries a similar meaning to English sulk, indicating, kyk hierso, a silent and sullen mood, often due to anger or displeasure. Sê gou eina Here vir wat kom. Anger or displeasure. This is the most direct translation and conveys the meaning of being in a bad mood, silent, and perhaps even sulky. Nou raai waar gaan ek my eerste voorbeeld vat? 1 Konings 19. Deedre ek jou gebless gisteraan toe ek sien wat jy gaan lees. Maar ek wil net 'n ander, wat sy gedoen het was baie goed. Ek wil net 'n ander sy toelig van Elisa. Jy weet nou van die storie, Elisa het hierdie wonderlike oorwinning en sy het vir ons vertel vandag. En daarna toe, ons reken dit was 'n briefie wat Jezebel hom gestuur het, want die Bybel sê toe hy dit sien. Nie toe hy dit hoor nie, toe hy dit sien. Okay. Toe sy nou ewe skielik, en weet jy hoe baie keer is ons so? Jy kan die beste tye, jy kan uit die beste diens uitkom, jy kan uit 'n konferensie uitkom, en voor jy by die huis kom, is al jou joy weg. Is dit so? Voor jy by die huis kom, sê iemand net iets. Of jy het hierdie wonderlike tye en jy is so 'n oorwinning en iemand sê vir jou, of jou vrou vra vir jou, gaan hulle jou salaris kan betaal die maand. Halleluja. Ja, ek spot nou sommer maar net. Maar julle hoor wat ek wil sê, né? Dis net so. Sulking is 'n geweldige waarheid en is 'n verskriklike gevaar. En sulking kom uit die siel uit. Okay. Nou, hy kry hierdie boodskap en nou, jy weet, nou, ek ken nou die storie, tot watter vers het jy gelees? Deedre. En waartoe? 15. Okay. Okay, hy sê in 14 mos weer, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram en Jehu, die seun van Nimsi, as koning oor Israel en salf sommer Elisa in jou plek. Salf sommer Elisa in jou plek. Jou attitude maak sommer jou werk klaar vandag. Voor die baas hom af, dank die Here hom af. Julle hoor wat ek wil sê, né? Die ouens, dis 'n geweldige, en die punt is dit, maar wag, kom ons gaan aan, ek wil myself nie vooruitloop nie. Toe het hy nou gedoen, sy osse en die braai goed, en julle ken al die goed, en hy het Elisa gaan salf en so aan. Nou 1 Konings 20, net die volgende hoofstuk, kom ek wys vir u nou nog 'n salker, 'n groot salker. En die koning van Israel, hulle was nou in 1 Konings 20, was hulle in 'n geveg betrokke, of een of ander iets het gebeur met profete en goed. En Agab was mos nou nie lief vir profete nie. Nou hy praat van Agab, dis nou net die hoofstuk na daai een. En die koning van Israel, dis nou Agab, het na sy huis getrek, verbitterd en toornig, en hy het in Samaria aangekom. Verbitterd en toornig. Verbitterd en toornig, die resep vir disaster, as jy nie jou siel oppas nie. Ok, en dan sê die volgende hoofstuk, vers 21, vers 1, hoofstuk 21, vers 1. En na hierdie dinge het dit gebeur. Hy het nou 'n buurman, en die buurman se naam is Nabot. En Nabot het 'n wingerd reg langs sy paleis. Hallo, en nou wil Agab, vir een of ander rede, soos 'n stout seentjie wat nou nuwe speelgoed wil hê, of ek weet nie wat nie, maar nou wil hy die wingerd hê. Maar Nabot sê, Agab, sorry, dit kom van my ouers af, jy wil dit 'n groentetuin maak. Nou weet jy wat is die geestelike konnotasie daarvan? 'n Groentetuin dolf jy elke jaar om.
en jy plant nuwe goed. 'n Wingerd kom eeue lank, geslagte lank van voorvaders af. So Nabot sê vir hom, Agab, you are not building generationally. Jy verstaan nie God nie. As jy my wingerd wil hê, dan het jy dit mis. Hierdie is 'n wingerd wat ek by my vader se goed gekry het, en nou wil jy hom 'n groentetuin maak waar jy alles sommer net uithaal. En wat is hy môre? 'n Kaappark. Park and sell. Agab, môre is die ding dalk 'n park and sell. Waar jy Isuzu bakkies, ek bedoel karre verkoop. Ja, so nou Agab, die arme man, die arme seentjie. Weet jy, hy's nou suur. Maar hoor nou hierso, dis 'n interessante verhaal. Maar Nabot het vir Agab gesê, mag die Here my daarvoor bewaar dat ek die erfdeel, dis nou vers 3, dis slide 88, 87. Ja, dankie. Dis 'n kuns om vanoggend by te bly, maar ons gaan daar kom. My daarvoor bewaar dat ek die erfdeel van my vaders aan u sou gee. Toe kom Agab in sy huis, verbitterd en toornig, shampies, oor die woord wat Nabot die Jesreeliet met hom gespreek het, naamlik, ek mag nie die erfdeel van my vaders aan u gee nie. En kyk nou wat doen hy, fooi tog, hy het op sy bed gaan lê, sy gesig omgedraai en geen brood geëet nie. Hy salk nou ordentlik. Hy het nou 'n pity party en me time and I shall not be moved. Dis nou die koning van Israel. Maar anyway, hy was daarom nog decent genoeg om die wingerd te vra. Hier was nog nie grondonteiening nie, hy het nog die hy het nog die wingerd gevra. Daarop kom sy vrou Isebel by hom en sê vir hom, check nou hierso, waarom is jou gees dan so verbitterd dat jy geen brood eet nie? Hierdie is 'n mean auntie. En hy antwoord haar, wie wat noem Openbaring hierdie auntie, hy noem haar the mother of harlots. Sy's nie een nie, sy's the mother. Hulle kom van haar af. Waarom is jou gees dan so verbitterd dat jy geen brood eet nie? En hy antwoord haar, omdat ek met Nabot die Jesreeliet gespreek en aan hom gesê het, gee my jou wingerd vir geld, of as jy wil sal ek jou 'n wingerd in die plek daarvan gee, maar hy het gesê, ek mag nie my wingerd aan u gee nie. Hoekom? Hierdie ou het values. En 'n ou soos Agab soek nie values nie. Die siel soek nie values nie. Okay. Toe sê sy vrou Isebel vir hom, wat sy so, ei, oefen jy nou die koningskap oor Israel uit? Is dit toe die koning van Israel? Kyk hoe lyk jy, man. Oefen jy, is dit nou hoe 'n koning regeer? Staan op, eet brood en laat jou hart vrolik wees. Check hierso, ek sal jou die wingerd gee. Ek sal. A Jezebel can only operate where there's an Ahab. Okay. Ek sal jou die wingerd gee. In ander woorde, sy sê vir hom, jy's pateties, man. Wat sit jy hier op jou verlede? Gaan sit die swart sakke uit. Die lorry kom môre na hier. Ja, ek spot nou sommer net. Maar dis so amazing hierdie stories, né? En hoe God ons vandag, die Bybel sê dis opgeskryf vir ons lering, hoe God ons vandag wil leer. En by die merismos wil bring waar ons hierdie goed in ons siel kan toepas. Hoor nou hierso, daar op sy briewe in die naam van Agab geskryf is, met sy seël dit verseël, en die brief gestuur aan die oudstes en die edeles wat in sy stad was, wat by Nabot gewoon het. En in die briewe het sy geskryf, roep 'n vasdag uit en sit Nabot vooraan onder die volk, en sit 2 manne deegniete teenoor hom, wat teen hom getuig en sê, jy het God en die koning gevloek, lei hom dan uit en stenig hom dat hy sterwe. Wow, dis erger as die politiek van vandag. Dis verskriklik. Verskriklik. En dit het toe net so gebeur, en daarna laat hulle Isebel weet, vers 14, laat hulle Isebel weet, Nabot is gestenig en is dood. Net toe Israel hoor dat Isebel hoor dat gestenig en dood was, sê sy vir Agab, staan op, neem die wingerd van Nabot, die Jesreeliet in besit, wat hy geweier het om vir geld aan jou te gee, want Nabot leef nie meer nie, maar is dood. Ek het dit vir jou georganiseer. Jezebel het dit vir jou georganiseer. Okay.
Net toe Agab hoor, het hy opgestaan die wingerd van Nabot om dit in besit te neem. Maar, sê gou maar, die woord van die Here het tot Elia gekom. Ok, nou ek wil nie daarop ingaan nie, maar julle ken die storie, né? En hoe Agab, die Here sê vir hom, die honde sal jou bloed lek en al die goed, jou eet en so aan. God spreek die oordeel uit wat hy vir Elia stuur en so aan. Nou ouens, luister mooi, ons kom terug by sulking. Julle het nou gesien die effek en so aan. Mense sê mos baie keer, my binneste het seer gekry, ons maak mos 'n grap daarvan en so aan. Maar hierdie is goed waarvoor ons regtig, werklik moet oppas. Luister mooi, ek het vir julle gesê, ek is vanmôre ernstig, ek wil jy moet my mooi hoor. Oppas vir die gedagte, mense kom op 'n plek soms wat hulle sê, niemand waardeer wat ek doen nie. Hallo? Niemand sien my raak nie. En weet jy wat, luister nou mooi, dit kom gewoonlik wanneer mense moeg is, of ietsie grimmig is. En dis dan wanneer die duiwel hierdie aas voor hulle hang. Dis 'n trap, it's a bite of Satan, dis 'n offense. Dan hang hy hierdie ding voor hulle as jy in daai toestand is. Ek wil vanmôre vir jou sê, moet dit nie vat nie. Moenie hierdie byt vat nie, want hierdie toestand stam eintlik van 'n vorm van offense af. En luister mooi wat ek nou wil sê, is verbind aan moegheid of geestelike moegheid. Ons kan dit ook noem vermoeidheid. Dis 'n woord wat die Bybel gebruik, vermoeidheid. Kom ons kyk gou Hebreërs 12, slide 114. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word nie. Waarom vermoeid word? Dis sielsgoeders hierdie. Julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie. En ons het laasweek hierdie vers hanteer. Toe sê ons dit, dis in die siel van die mens waar goed gebeur soos vermoeid word of get weary, sê die Engels, verslap, faint en ander goed. OK. Nou wat is die oplossing hiervoor? Een van die goed is baie duidelik hier wat hy vir ons sê is om te kan verdra. Jy moet soos 'n spons wees, jy moet leer om soos 'n spons te kan opsuig en te kan verdra, okay? Dis een van die dinge, dis een van die goed wat jy sal moet leer, En ouens, ek sê weer vir julle, ek praat nie die goed net om te praat vanmôre nie. Ek kry baie keer dat iemand by 'n plek waar hulle werk of so aan is hulle 'n gewillige donkie. En dan word jy gelaai. Kyk in vandag se lewe en vandag se politiek en so, as jy die een is wat bereid is om die werk te doen, dan gaan hulle jou roer. Jy gaan almal se werk naderhand doen. Is dit so? Maar niemand gaan jou hulle pay vir jou gee nie. En dan ergens op 'n punt dan snap jy net. Dan sê jy, maar hoekom moet ek dit alles doen? Hulle sien my nie raak nie. Hulle het my nie eers 'n pay increase gegee nie. Jy verstaan wat ek bedoel. Ouens, dis gevaarlike grond. Nie oor jou werksituasie en al die goed nie, oor jou siel. Ek is een wat waak oor jou siel. Dis 'n gevaarlike plek om te wees. Dis 'n gevaarlike plek om te wees. Kom ons kyk na Jesus se oplossing. Kyk op my Matteus 11 asseblief. Hy's nie op die notas nie. Matteus 11 vers 28. Matteus 11:28. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Onthou jy Psalm 23? Na waters waar rus is, lei hy my heen. Die goeie herder, he draws me aside, né? Kom na my toe. Ouens, die plek wat jy moet tuis wees is by die Here.
Die plek wat jy moet aflaai is by die Here. Jy moet daai goed leer. Jesus sê kom na my toe. Ek dink daar lê die groot probleem. Ons traai die goed baie keer self uitsorteer. Kom na my toe, almal wat is vermoeid en belas. En wat beloof hy? Ek sal julle rus. Sê gou rus. Dis 'n sleutelding. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle wat? Ek is sagmoedig en ek is nederig van hart. Dis goed wat ons by hom moet leer. Dis goed wat jy, ek sal nou vir die, of wanneer ons daarby gaan kom, sal ek vir die wys wat sê Paulus van geduld. Geduld is nog 'n ander een waarby ons gaan kom. Ek is sagmoedig en nederig van hart en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. My juk is sag en my las is lig. En dis goed wat jy maar na bietjie moet gaan kyk in die woord. Wat is die oplossings vir hierdie goed en so aan? Een van die grootste oplossings is liefde. Liefde. En een van die een ding wat ek vandag gelos het, wat ek nie klaar voorberei het nie, is vrees. Vrees is 'n ander ding van die siel wat ons moet voor oppas. En jy weet sê die skrif, hy sê die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Nie geloof nie, alhoewel Jesus sê moenie vrees nie, maar glo. Nee, is dit liefde, volmaakte liefde dryf die vrees na buite. En waar daar nog vrees is, het die liefde nie volmaak geword. Die 1 Johannes, is dit 4? So Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, leer van my, ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Ek dink ek gaan nie stop, ek wil nou nie, ding is vir tyd nie, julle kry nou verskriklik baie af. Boeta, jy kan dit nog maak. Luister gou hierso, my broeder en suster. Ek wil hê jy moet oor hierdie goed gaan dink hierdie week, gaan ondersoek die skrif, gaan kyk daarna, kyk na jou eie situasie. As jy daar is, laat die rooi ligte vanoggend vir jou opgaan. Ons kan nie 'n gees van salking toelaat in die siel nie. Die gees, jou gees moet vir jou siel sê, dis nie toelaatbaar nie. Net soos wat Jezebel eerder vir Agab moes gesê het, hey, kom uit hierdie ding uit man, kom na die Here toe, maar hulle het nou niks geweet van nie. Just a thought. Julle hoor wat ek wil sê. To go into your own grot. Nou, in jou eie me time, me plek, en ek sal nou bietjie salk, en ek voel nou sommer net so, dis gevaarlik, ek weet, dis die lekkerste ding om te doen. Niemand dink aan my nie. Dis die maklikste en die lekkerste ding vir die vlees om te doen. Hy like dit. Hy like selfbejammering. Hy like om hy like dit. Hy like dit, maar jy sal nooit volwasse word so nie. Jy sal nooit groei so nie. Solank jy jou siel daai goed toelaat, sal jy nooit groei nie. Miskien praat ek nonsens, maar dis vir my wat die skrif sê. Ek sien dit in die woord. Ander ding wat ek met u wil praat, ek gaan nie nou nie. Tweede ding, die eerste is salking, die tweede ding is ongeduld. Ongeduld. Die derde ding is woede. Woede. Nou kom ek sê gou weer, hierdie ding het Elia sy werk gekos. Ongeduld. Laat ek net gou kyk. Ongeduld het Moses sy job gekos. OK? Of wie was dit? Was dit Moses? Ja. En Aaron, woede het hulle job gekos. So
Dis asof ek 'n patroon in die Bybel sien. Dat dit is asof die Here sê, man, as jy hierdie punt bereik het en jy like om daar te wees, maak dan sommer klaar. Dan kan ek nie met jou verder gaan nie. As jy dit nie wil oorwin en dit te bowe kom nie, dan moet jy sommer klaar maak. Dit is moeilik. Ons siel, jou siel is 'n ander maat. Hy's nie jou speelmaat nie, hy's 'n ander maat. En as jy nie die goed oppas en jou hart bewaak en goed nie, dan is dit die plek waarvan uit hierdie goed kom en dit word aangestuur. Weet jy wat sê Jakobus? Hy sê hy stel daar die een ding teenoor die ander, wysheid van bo en wysheid van onder. Dan sê hy en met die tong en so aan, dan sê hy die goed word uit die hel uit aangesteek. Uit die hel uit. Dis waar die planne vandaan kom. En al die pad opkom en hy loer hier deur jou siel vir jou. En nou vind jy 'n kind van God wat nie sy gees in beheer kry nie en hy het hierdie house divided against itself, uit hierdie ding. Sy siel is die hele tyd 'n opponent. Onthou jy ons het laasweek daarvan gepraat? 'n opponent. God wil ons nie daai hê nie. God wil my en jou in oorwinning hê, maar kom ons wees wakker. Jesus sê, wees versigtig soos die slange. Die engel sê, be wise as serpents. Be wise as serpents. Jy sien, ons kan nou vandag hierso hop, skip en jump, laat ons die dak lig, maar as jy huis toe gaan jy met jouselfe persoonlikheid huis toe. Dis hoekom die woord jou wil verander. Dat as jy hop, skip en jump, dan het dit betekenis in die koninkryk van God. God se woord wil jou verander. Dis die pil wat ons noem die gospel. Hy wil jou verander. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag voor U ons harte kan openbaar, Here. En Here, ek wil vandag vra dat ons nooit in hierdie trap sal val van selfbejammering nie en sulking en Here waar ons net omdat dit onderliggend is aan 'n vorm van anger wat ons in ons huisves. Vader, maak ons skoon. Vra dit vandag, maak ons skoon, Here. Dat ons rein kanale sal wees vir die vloei van die Heilige Gees. Rein kanale sal wees vir die vloei van die krag van die Here. Verander ons. U het gesê as iemand nie verander en soos 'n kindjie word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Vader, laat ons sal besef ons het verandering nodig. Is my gebed in Jesus naam. Amen.